Goeiemôre geliefdes, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. As jy vandag vir die eerste keer hierdie kanaal besoek, weet dat aan die onderkant van hierdie YouTube video is daar 'n beskrywing waar jy dan ook die preeknota kan kry vir hierdie boodskap, so jy dalk saam wil volg of dalk na die tyd terugkom na hom toe. En as jy terugkom vir die hoeveelste keer na die kanaal toe, is so lekker om jou saam met ons te hê. Nou kan ek sommer reguit begin met net 'n lekker interessante storie, of dalk het jy al deur hierdie gegaan. Het jy al daardie oomblik gehad waar iemand jou vra, so wat doen jy vir 'n lewe? Wat se werk doen jy? En jy weet dat hierdie antwoord gaan die hele gesprek nou verander. Nou ek kry dit nogals gereeld, né? Ek gesels met mense, dalk is dit 'n dag by die skool, is 'n sportdag, ons gesels lekker, die gesprek vloei, ons klik sommer, né? En dan kom my vraag, so wat doen jy vir 'n lewe? En ek weet, as ek nou sê ek is 'n pastoor, gaan die gesprek gaan ten aan verander, nee. So wat sê ek? Wat sê ek vir hulle? Ek sê ek's 'n pastoor. En dan skielik begin mense anders te praat. Hulle begin hulle woorde kies. Party raak stil, party raak sommer oordrewe geestelik. En baie keer gebeur dieselfde ding. Hierdie ding gebeur. Mense begin my vertel hoe goed hulle is, hoe oulik hulle is, dat hulle is eintlik alright mense. En ek vra nie of hulle alright is, hulle begin my net te vertel. Hulle sê dinge soos ek glo in God, jy weet, ek probeer reg leef, maar jy weet net, die lewe is mos maar interessant, ons is almal maar alle mense, nê. Ek sê 'n slegte mens nie. En ergens in die gesprek kom dit neer op hierdie volgende ding. Hulle sê soos ek is darm 'n bietjie soos Jesus, man. Ek is 'n soort van 'n Christen. En dit my nogals laat besef, dit is waar baie mense leef, baie mense in ons land wat Afrikaans praat, leef so. Hulle is nie teen Jesus nie, maar hulle is ook nie heeltemal oorgegee tot Jesus nie. Net 'n bietjie. En hier's die groot ding. Net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg om jou lewe te verander nie. Ek wil dit sommer net weer sê, en ek is seker as op die skerm, so lees hierdie net saam met my, né? Net genoeg van Jesus om jou gewete te sis, maar nie genoeg om jou lewe te transformeer nie. Ek wil graag met julle vandag, wanneer ek gaan praat oor die onderwerp wat 'n bietjie soos Jesus, dis hierdie nuwe reeks waarmee ons besig is, wil ek vir julle 'n gedeelte lees, 'n gedeelte deel wat Jesus juis vir 'n gemeente aanvat oor hulle soort van Christen tipe geloof. Dalk ken jy die gedeelte goed, dalk jy dit nog nooit gehoor het, maar ons lees in Openbaring 3 vers 15 tot 17. Ek ken jou dade, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Ek wens jy was koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie warm of koud nie, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Jy sê ek is ryk, ek het alles wat ek nodig het en ek het niks nodig nie, maar jy besef nie dat jy ellendig, jammerlik, arm, blind en naak is nie. Hierdie boodskap is geadresseer aan die gemeente van Laodicea. Dis 'n stad wat alles gehad het. Hierdie stad is ryk, hulle is selfstandig, hulle is eintlik trots, nee, oor alles wat hulle kan doen vir hulle self. Nogals om hulle welvaart in konteks te sit, ongeveer so 35 jaar voordat hierdie woorde aan die gemeente van Laodicea gerig was daar 'n massiewe aardbewing wat hulle oorleef het, maar dit het hulle stad eers amper in ellende gelos. En sonder enige hulp van enige buurlande, nee, enige ander stad, kry hulle reg om hierdie stad te herbou, sonder enige ander hulp. Maar daar was nog steeds een probleem. Ten spyte van al hulle welvaart, al hulle vermoëns, het hulle gesit met een groot kwessie. En daai kwessie was water. Met ander woorde, hulle het geen gesonde eie waterbron gehad nie. Hulle warm water het gekom van Hierapolis, hulle koue water van Kolosse, maar teen die tyd waar daai water daar by hulle aankom, was daai water lou, dit was besoedel, dit was eintlik onbruikbaar. Mense sou dit drink en dan sou hulle dat opgegooi het. Die woorde wat Jesus gebruik in Openbaring 3 vers 16 is die Griekse woord emio. Nee, en dit beteken om te braak, om uit te spoeg, om eintlik 'n geweldige reaksie van afskiet te hê. Dis nie net 'n ding van ek hou nie regtig van dit nie, maar meer soos ek verwerp hierdie. Dis die woorde wat Jesus gebruik. Jy sien geliefde, wat Jesus eintlik hierso sê in hierdie gedeelte is dat gemaklike geloof is nie iets wat God nie verkies nie. Dis iets wat hy verwerp. Hy het 'n afskeid in dit. Jy sien, in hierdie gedeelte praat Jesus nie net van passie nie, hy praat nie net van doelgedrewendheid nie, hy praat van 'n spesifieke doel, van 'n jy moet 'n spesifieke ding kan doen of kan wees. Hy sê warm water genees, dit maak skoon, jy kan daarmee was. Hy sê koue water, dit kan weer verfris. Hy sê maar lou water, dit doen niks. Dis eintlik
Dis eintlik maar gaga, dis nie lekker nie, ek spoeg dit uit. So ek mag persoonlik raak, wat baie mense, hulle hoor hierdie, en dan dink hulle onmiddellik aan iemand anders. Hulle sê, ja nee, ek ken daai, hy het 'n lou geloof, nee, dis seker daai persoon, hy's maar so tussenin, nie warm, hy's nie koud, hy's so tussenin. Maar die vraag wat ek vandag aan jou wil stel is, jy moet nie dink wie jy dink is lou nie, die vraag is daar iets in jou lewe, in my lewe, wat dalk lou geword het? Dis waarna ons kyk vandag. Want die gevaar van 'n gemaklike geloof is nie dat dit sleg lyk nie, dit lyk eintlik goed genoeg. Dit lyk soort van aanvaarbaar. Dit voel heel veilig. Dit pas nogals in, jy hardloop saam met meeste ander gelowiges, saam met ander kerkmense. En dis hoekom dit eintlik so gevaarlik is. So kom ek maak dit net gou vinnig eerlik en uiters prakties. Ek wil vinnig 'n paar praktiese idees deel, hoe jy kan sien of jou geloof dalk lou geword het, of dalk op pad is om lou te word. En ek is seker, almal van ons sal iewers een van hierdie dinge al gedoen het of besig wees om te doen. Eersteen, is jy soek mense se goedkeuring meer as God se. Met ander woorde, jy wil inpas, jy wil aanvaar word. So jy bly stil wanneer jy moet praat. Jy staan terug wanneer jy eintlik moet op jou voete staan en sê nee, ek stem nie saam nie. Want geliefde, dit is net makliker om aanvaar te word as om gehoorsaam te wees. Die tweede een is, jy rasionaliseer sonde. Jy weet hierdie ding wat jy doen is nie reg nie, maar jy sê, is nie so erg nie. Ag, almal doen dit. Jy weet, die samelewing vandag in Bybelse tyd was baie anders as vandag, so ons maak maklik verskonings. Verstaan, ons dink verskonings. Derde ding, jy deel nie jou geloof nie. Jy glo in Jesus, maar niemand rondom jou weet dit nie. Nie omdat jy nie vir Jesus ken nie, nie omdat jy nie lief is vir God nie, maar omdat dit nie regtig vir jou 'n prioriteit is nie. Dis nie vir jou belangrik dat ander mense weet dat jy lief is vir Jesus nie. Vierde gedagte is jy draai net na God toe wanneer jy hom nodig het. Wanneer dinge goed gaan, leef jy gemaklik, jy leef onafhanklik, maar wanneer dinge sleg gaan, wanneer omstandighede inkom van buite af wat buite jou beheer is, dan soek jy God, jy skree uit na hom toe. Hy word vir jou eintlik 'n hulpmiddel en hy's nie jou Here nie. Die vyfde gedagte is, jy lyk nie veel anderste as die wêreld nie. Jy praat dieselfde, jy leef dieselfde, jy het baie keer dieselfde gewoontes, net met 'n Christelike etiket, jy's net bietjie beter, bietjie nicer, né? Maar kyk gou wat sê die volgende skrifgedeelte vir ons in 1 Johannes 2 vers 15. Pas julle op dat julle nie die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. So, nou, hoor mooi, nee, Jesus sê nie dit om jou weg te stoot nie. Hy is nie besig om vir jou weg te jaag nie. Hy sê daai woorde, omdat hy jou en my liefhet. Kyk gou wat sê Openbaring 3 vers 19 tot 20. Ek bestraf en tug almal wat ek liefhet. Wees dan ernstig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Geliefde, Jesus is heeltyd besig om te klop. Hy klop op jou hart, in jou gedagtes. Hy's heeltyd besig. Hy het nog nie opgehou nie. So, wat doen jy? Nee? Wat kan ons doen? Wat is die dinge wat ek in plek kan kry in my eie lewe, in jou lewe, om lou geloof te vermy? Nou, ek gaan nie nou vir jou 10 dinge gee nie. Ek gaan vir jou een ding gee, een voorstel, en dis die volgende. Doen elke dag iets wat geloof vereis. Luister gou Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geliefde, dit is belangrik van hierdie versgedeelte dat ons die konteks verstaan. Hierdie brief is geskryf aan gelowiges wat swaar kry. Hulle is nie in 'n gemaklike spasie nie, hulle word vervolg, hulle het baie dinge al verloor, hulle is vervreem van gemak, hulle word onderdruk, hulle is onder enorme druk. Daar was niks gemaklik van hulle situasie nie en nog minder gemaklik van hulle geloof. Daar's geen gerief nie, geen sekuriteit nie, en tog sê die skrywer, hy sê, leef deur geloof. Hier is wat ons net eenvoudig nie moet mis van hierdie gedeelte nie. Ware geloof groei nie in gemak nie, dit groei in afhanklikheid van God. So, geliefde, wat kan ek en jy prakties doen om elke dag in geloof te leef? Eerste ding wat ek kan dink, is vergewe wanneer dit moeilik is om te vergewe. Nog 'n ding is bid. Bid wanneer jy nie voel jy wil bid nie. Bid, praat met die Here.
Praat wanneer jy bang is met die Here. Praat wanneer jy die Here nodig het, né? Gee wanneer dit vir jou iets gaan kos. Geliefde, wanneer jy leer om so te leef, né? Wanneer jy leer om te gee wanneer dit vir jou kos, wanneer jy buite jou gemak dinge doen, want jy probeer 'n lewe wat God behaag en jy lewe nie vir jouself nie, dan lewe jy in geloof. Moenie vir God vra om dinge net vir jou gemaklik te maak nie. Vra hom om jou eerder getrou te maak. Moenie net 'n bietjie soos Jesus wees nie, wees heeltemal syne. Dit is hoe 'n geloofslewe lyk, 'n geloofslewe wat jou transformeer van gemak na erns. Geliefde, die deur is oop en Jesus nooi ons om deur daai deur te stap elke dag, tree vir tree. Sê ek nou vir jou, doen iets in geloof wat jou hart skuif en jou gehoorsaamheid groei. Ek is opgewonde vir die reeks wat vir ons voorlê. Vandag is net 'n inleiding. En ek hoop as jy vir die eerste keer by ons inskakel en jy hoor hierdie boodskap, skakel môre in en kyk die res van ons oordenkings, want ons gaan vir die volgende paar weke besig wees met hierdie gedagte van soort van soos Jesus. Ek is soort van 'n Christen. Dis nie die tipe geloof wat God vir ons begeer nie. Hy soek 'n geloof wat doel het, wat betekenis het. Nie lou nie, hy soek warm, koud. Hy soek warm verfrissend, koue verfrissend en warme lafenis verskoon maak. Dis die Openbaring gedeelte. So geliefde, ek hoop dat jy saam met ons sal hardloop vir die volgende paar weke om te kan leer hoe lyk 'n geloofslewe wat eerstens prakties is, maar belangriker, transformerend is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u woorde in die Bybel. Dankie dat ons kan kyk na wat u daar sê en wat u daar skryf en dat ons kan leer en dit so ons lewens absoluut transformeer. Here, leer ons hoe lyk 'n geloofslewe. Leer ons hoe wandel ons elke dag daagliks in en deur geloof. Here, vergewe ons wanneer ons lewens lou raak, wanneer dit te gemaklik raak, wanneer ons nie ernstig is oor wat u vir ons beteken nie, wat ons net luk raak deur die lewe gaan met ons geloof. Niemand weet eers as ons is gelowiges nie, Vader. Nee. Leer ons om prakties te probeer wandel naby aan u. Dis 'n genade wat u vir ons gee, dis 'n genade wat u vir ons skenk. En daarom, Here, ons doen dit nie ook uit ons eie krag uit nie. Ons doen dit om u vir ons in staat stel om dit te doen. Daarom vra ek, Here, hou u hand op ons harte en op ons gedagtes. U doen reeds, maar maak ons geestelike ore en oë oop dat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien, sodat ons kan doen wat ons moet doen. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre weer op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.